Nou as ek vir jou moet sê, wat is die struktuur? Wat wil ek hê jy moet vandag weet? Sal ek sê daar's 3 boublokke wat ons vandag gaan hanteer en ek gaan dit van die begin af vir jou sê, so as jy wil afswitch, is jy meer as welkom om na hierdie 3 punte af te switch, te lê, te slaap, te Facebook, te wat ook al. Onthou net hierdie 3 punte. Die eerste ene wat ek wil hê jy moet doen, en ek sê dit vir jou op die skerm, nommer 1 is Immanuel. Ek en jy gaan gesels oor Immanuel. Immanuel beteken God by ons. Die tweede boublokkie waarna ons gaan kyk is ek in hom. Ons gaan kyk na Johannes 15. Ons het Johannes 15 in weke in detail hanteer deur ons studie in Johannes. Maar wat beteken dit dat ek in hom is? En dan nommer 3, wat beteken dat hy in my is? Vandag vier ons Pinkster. Vir die van julle wat nie weet nie, dit is in Handelinge 1, nadat Jesus opgevaar het in die hemel, dan sê hy vir hulle, wag, want die Heilige Gees gaan kom en uitgestort word. En in Handelinge 2, dan stort die Heilige Gees uit oor hulle, en hulle beleef iets van hom, en ons vier vandag daai, die Heilige Gees uitgestort oor ons. En so vandag is hierdie my struktuur, dis die basiese beginsel, wat ek en jy wil hê ons moet volg, en hopelik kry ek dit reg in 20 minute. Is julle reg? En gaat ons. So ek en jy begin weer in ons baie verse, so jy is meer as welkom as ons vandag wil deur dit gaan baie verse gaan, so jy hoef nie na almal toe te blaai nie, as jy vinnige vingers het, is jy meer as welkom, ons begin met Matteus 1, en ons gaan eindig by Openbaring 22, so wees reg, nie ek spot. Ok, Matteus 1 vers 20, net vir jou konteks gee, Maria het nou net uitgevind, sy swanger met Jesus. So, en nou vertel sy vir Josef, wat gaan aan? En Josef sit in 'n penarie, hy sit nou met hierdie krisis, hy is nie getroud nie, wat maak hy, hoe gaan hy hierdie ding hanteer? En ons lees Matteus 1 vers 20, en hy sê, met hierdie dinge in gedagte, het hy aan die slaap geraak, en daarop verskyn 'n engel van die Here in hom aan 'n droom, en sê, moenie huiwer om voort te gaan met jou huwelik met Maria nie, die kindjie wat sy dra, is verwerk deur die Heilige Gees. Sy sal aan 'n seun geboorte gee en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes red. En alles het gebeur om die Here se boodskap deur die profete laat uitkom, en hier is die boodskap van Jesaja 7, en hy sê vers 23, die maagd sal swanger word, en sy sal aan 'n seun geboorte gee, en mense sal hom Immanuel noem, en hierdie naam beteken, God is by ons. So hierdie is 'n ongelooflike mooi ding, en gewoonlik as dit kom oor Kerstydwerk, is dit wanneer 'n mens gaan kyk na hierdie verse. Maar die beginsel, God by ons, sien ons regdeur van die begin af. Genesis 1, Genesis 2 skep God. Genesis 3 weet ons is die sondeval. Toe Adam en Eva ongehoorsaam was, op 'n stadium kruip hulle weg, en hulle hoor iets. En dan sien jy in 3 vers 8, hulle hoor iets, maar hierdie wat hulle hoor, voordat hulle dit sien, hulle weet presies wat hulle hoor. Nou as jy 'n hondjie het by jou huis, en jou hondjie hou daarvan om te krap teen die deur. Wie van julle hondjies hou daarvan om te krap teen? Veral as jy eet. Dis asof hulle skielik net besef hoe nou is dit om in te kom. So nou staan en krap hulle, nou kuier mense by jou. En al wat hulle hoor is, hulle hoor iets krap by die agterdeur. Wat sê jy vir hulle? Moenie worry nie, dis net ons hondjie. Jy hoef nie te kyk nie, jy weet wat dit is. Hoekom? Want dit het al van tevore gebeur. Daar is 'n gewoonte wat plaasgevind het. Adam en Eva sit in die tuin en hulle hoor iets. Hulle het nie nodig om te kyk nie, hulle weet wat gebeur. Dis God wat wandel in die middagkoel deur die tuin. Terwyl dit koel gegaan het, is God besig om te loop deur die tuin. Weet julle wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons dat God het geskep en God was Immanuel. Hy was by ons. Hy was in die tuin. Hy was daar gewees saam met Adam en Eva. Later gaan sien ek en jy 'n storie van uiteindelik toe die Israeliete nou in Egipte was en hulle word uitgelei uit Egipte uit. Nou uiteindelik staan hulle voor 'n berg. Die berg se naam is Sinai. En God sê vir Moses, Moses, ek gaan afkom op hierdie berg, dat die hele volk kan sien hoe ek met jou praat. En so maak die volk reg, en op die 3de dag gaan ek in my volle teenwoordigheid op hierdie berg neerkom. En as ek en jy lees in Eksodus 19, dan kom hy spesifiek, en dan sê hy, wees reg, want my teenwoordigheid gaan hier wees.
Wat is dit? Immanuel, God by ons. God het gekies om te skep en God het gekies om homself op hierdie aarde uit te sort as God Immanuel. Dan gee hy later vir Moses 'n opdrag en hy sê, Moses, bou vir my 'n verbondsark. En hy gee vir hom presies nou, ek gaan vir jou 'n prentjie opsit van hoe lyk die verbondsark. Dis min of meer 'n ark tipe konsep. Hierdie is obviously nou renditions, jy het 'n klomp verskillende goeders. Maar nou wat nogals gebeur is hierdie boonste deksel waarop die twee engele is, noem hulle die mercy seat in Engels of in Afrikaans noem hulle die versoeningsdeksel. En in Eksodus 25 dan kom God en hy sê vir Moses, Moses, ek gaan met jou praat vanuit hierdie versoeningsdeksel uit. Jy gaan my stem hoor, want sien op daai versoeningsdeksel is waar hulle die bloed gedrup het. En daai bloed wat hulle gedrup het is van 'n offer wat die volk se sondes moet skoonmaak. En God sê, daar by hierdie versoeningsdeksel gaan ek met jou praat. God se teenwoordigheid, Immanuel, God by ons. Dan gee God vir Moses 'n opdrag. En ons sien dit in ek dink is dit Eksodus 40. Dan gee hy vir hom 'n opdrag en hy sê vir Moses, Moses, bou vir my 'n tabernakel. En hierdie tabernakel en al sy details is alles deurgegee. En dan uiteindelik in Eksodus 40, dan sien jy, nadat hulle dit gebou het, dan kom die volle teenwoordigheid van God op hierdie plek so erg, dat Moses nie meer in die tent kan wees nie. Hierdie einste Moses, wat die Bybel sê, wat van aangesig tot aangesig met God gepraat het op die berg, kan nie meer in die tent wees nie, want die heerlikheid van die Here is daar. Immanuel, God by ons. 2 Kronieke, kom Salomo en hy bou 'n tempel. Ons weet dat Dawid wou baie graag 'n tempel gebou het. Here sê vir hom, jou hande is te veel vol bloed, jy het te veel dood gesien, so nou wat ek wil hê jy moet doen is dit gaan deur jou seun plaasvind. En dan in 2 Kronieke 6 bid Salomo en hy wy die tempel toe. En in 2 Kronieke 7 kan die priesters nie meer in die tempel ingaan nie. Hoekom? Want die teenwoordigheid van God het ingekom en daai tempel gevul. Immanuel, God by ons. En as ek en jy dan teruggaan na Matteus 1 vers 23 toe. Nou kom die engel en hy sê vir Josef, hy sê Josef, Maria gaan 'n kind kry en jy gaan hom Jesus noem. En dis om die profeetse woorde van Jesaja 7 waar te maak. En ons het laasweek Woensdag by ons Bybelstudies toe praat ons oor teleskopiese profesie. Hy sê daar gaan 'n ding plaasvind hierso. Hy sê en hy gaan Immanuel wees. God by ons. God in sy teenwoordigheid kom en hy wees tussen ons. Dis die hart, dis iets wat ek en jy moet verstaan, dat God se hart van die begin af, van die tuin af, was God by ons. God het nie geskep en homself eenkant gehou nie. God het nie net geskep en gesê, gaan aan, doen wat julle lus het, ek hou net my hier van ver af 'n oogie nie. Nee, van die begin af, van Genesis 3 af, was dit God Immanuel by ons. Reg deur die Ou Testament. God by ons. Tot by Jesus. God by ons. So dis die eerste ding, as ek en jy wil ontdek wat beteken hierdie dissipline, dan praat ek en jy van vandag is ons dissipline, bly in Christus. Maar vir my en vir jou om dit te verstaan, moet jy verstaan, God is by ons, Immanuel, hy het gekies, dis deel van sy hart, van sy skepping, is om nie homself weg te hou nie, maar om by ons te wees. Tweede ding wat nou ek en jy gaan kyk, spesifiek is, nou begin ek en jy gesels, nie net oor God by ons nie, maar nou praat van ek in hom. Nou as jy nou jou Bybel het, kan jy na Johannes 15 toe gaan, want ons gaan 'n rukkie dalk staan in Johannes 15. Ek gaan nie vir jou die hele Johannes 15 vers 1 tot 11 deurlees nie, jy is meer as welkom om dit te doen. Ons het, ek dink 4 weke spandeer op hierdie gedeelte in Johannes. So ek wil net vir jou lees vers 1 tot vers 5 toe, en dan gaan ek 'n paar keer verwys na verskillende verse in Johannes 15. Hy begin hier so met, ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer.
elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg, maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Vers 4, bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. So, as jy nou na hierdie gedeelte kyk en ons gaan kyk na dit, en dit is my baie nice, partykeer oor hoe mense skryf, hoe Jesus gepraat het, wat se mense idees het, jy het hierdie kunstige manier om goed te gebruik en dit mooi af te breek. En dit is nice, maar dit is baie moeilik vir praktiese mense om te sê, okay, maar Jean, ek is nie lekker heeltemal seker hoe lyk ek as ek 'n loot is nie. Ek was nog nooit 'n loot nie. Hoe lyk dit dan om 'n loot te wees en hoe bly ek in Christus? As ons praat van om 'n disipel te wees, beteken dit jy moet 'n dissipline kweek van bly in Christus en deur 'n druiwestok en 'n loot te gebruik, maak nie lekker vir my sin nie. Ek het van Francis Chan gehoor sê, hy het gesê hy het op 'n stadium ook gesukkel met hierdie eense ding en hy sê toe snap dit eendag vir hom. Hy het gekyk na 'n mamma wat swanger is en toe maak dit vir hom sin. Want hier's wat gebeur, is daai klein babietjie is vas aan die mamma met 'n naaldstring en beskermd in haar maag. Want hiersoos wat gebeur, is sonder die mamma, sonder die voeding van die mamma af, sonder die beskerming van die mamma af, kan daai kind nie leef nie. En so as ek en jy wil verstaan, wat beteken dit om 'n loot te wees en in te wees in Christus in, dan dink ons aan dit, dat ek is eintlik so afhanklik van hom, dat sonder hom kan ek nie lewe ervaar nie. Sonder hom sal ek nie die beskerming kan ervaar nie. Dis wat dit beteken om in hom te wees. So as ek en jy hierdie gedeelte moet afbreek, sal ek sê dat daar is 6 punte wat hierdie beginsel vir my en vir jou gaan afbreek. Wat beteken dit om in hom te wees? En ek gaan vinnig daardeur gaan, en ek wil begin eers met die eerste ding wat ek en jy moet weet, om in Christus te bly, dat ek in hom, begin met, ek glo in hom. Ek glo in hom. So met ander woorde, het meeste van ons wat hierso sit vandag, het jou journey begin met God, deur die punt wat jy gekom het, en jou hele lewe het uitmekaar uitgeval. Dalk het jy groot geword as 'n Christen, en jy het iewerste van die wagon afgeval, en toe iewerste besef, hoor Here, ek het U nodig. Ek kies U. En daar was die omkeerpunt in jou lewe. Daar's van julle wat groot geword het, en van kleins af, het jy net 'n liefde gehad vir God, en daar was geen begeerte om in die wêreld in te gaan en te gaan beleef wat hierdie wêreld het om te offer, en die bloot net omdat jou liefde net so groot is vir hom. Dalk is daar van julle wat juis hierso sit en nog nie op daai punt gekom het, wat glo in Jesus vir jou 'n realiteit geword het nie. Maar die glo in Jesus is om te kan dink aan wie hy was, wat het hy gedoen, en wat het dit vir my beteken, en dan te kan sê, Here, ek kies Jesus. Ek kies dat dit wat Jesus gedoen het, vir my sal tel. En daai is 'n gebed, dis wat tussen jou en die Here plaasvind, en daar's baie kontroversie. Ek bly steeds vas staan om te sê, dis nie net ek lei jou in 'n gebed en nou skielik is jy jou free ticket gekry nie. Nee, hierdie is 'n intense besluit, want daai kies om te glo gaan jou lewe transformeer. En jou hele lewe verander. En as ek in jy lees in Johannes 1 vers 12, dan sê hy, maar aan almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God te word, hulle wat in sy naam glo. So deur te bly in Christus begin met ek glo in hom. My hoop is in hom, my fokus is hom. En as jy nie seker is hoe doen ons hierdie goeters nie, en as jy ernstig worstel daarmee, kom praat, want dan ernstig sit ons jou in 'n klein groepie, want dis waar ons hierdie goeters deurwerk. Hoe lyk hierdie goeters? Hoe maak ek hierdie goeters deel van my lewe? Kom sit na die tyd en ons gesels en ons maak hierdie goeters deel van ons lewe. Maar as jy nie onseker is nie, hoop ek dat jy vandag hierso is en dat jy glo, nie net glo met jou mond nie net glo met 'n tikboksie op 'n vorm nie, maar glo in jou wese wie Jesus is.
Tweede ding wat ek en jy doen, is jy ontvang hierdie in hom deur te ontvang wat van hom uitvloei na my toe. Nou binne in Johannes 15 praat hy van 3 goeters wat van hom af na my toe kom. En hoe ek hierdie goeters moet deel maak van my lewens. My lewe, ek het net een lewe. Johannes 15 vers 3 en dan sê hy, hier is die eerste een, hy sê, julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. So die eerste ding wat van Jesus af invloei in my lewe in is sy woorde. Dis die eerste ding wat ek moet begin sê, ek sien dit, ek ervaar dit en ek maak dit deel van my lewe. Nou hierdie stelling in Johannes 15 is een van die 7 ek is stellings wat Jesus gemaak het in die boek Johannes. Nou weer eens, as jy saam met ons gejourney het, ken jy hierdie goeters en is nie vir jou vreemd oor hoekom hulle so belangrik is nie. Maar voor hierdie stelling van ek is die wingerdstok, maak hy 6 ander ek is stellings. En hierdie 6 ek is stellings kan jy net sowel vat as die tipiese woorde wat Jesus gesê het. En ek gaan saam met jou vinnig net deur dit gaan. Die eerste ek is stelling wat hy gesê het, is hy sê ek is die brood van die lewe. Soos brood vir my en vir jou lewe gee, dit gee vir ons lewe, dat as jy pap en lam voel en jy maak vir jou broodjie, dan voel jy beter. Hiersoos wat Jesus doen, die oomblik wanneer ek en jy Jesus beleef en in 'n verhouding met hom staan, dan beleef ons lewe in oorvloed. Die Griekse woord daarso gaan wees Zoe life. Zoe beteken is 'n oorvloedige lewe. Is 'n lewe nie in oorvloed noodwendig in wat ons het nie, maar in wat ons beleef. Nie in dis 'n kwaliteit van lewe wat anderste is wat hierdie wêreld vir jou ooit sal kan gee. Dis wat gebeur as ek en jy Jesus vat en sy woorde begin deel maak van ons lewens, is dan beleef jy lewe soos nooit tevore nie. Nie beleef net dit soveel anderste. Tweede ding wat hy sê ek is die lig van die wêreld. Hier is die groot ding. Die oomblik wanneer ek en jy Jesus ontdek as die lig van hierdie wêreld en besef ek is nie meer ge-worried oor môre nie. Sien, môre se krisis sal homself uitsorteer. Sien, ek's nie skielik meer ge-worried oor waartoe gaan ons land en wat gaan gebeur met ons kinders en wat gaan gebeur met die ekonomie. Ek is nie ge-worried oor hierdie goedes nie. Hoekom? Want Jesus is die lig en in hom is daar vrede vir môre. Maak nie saak wat die dokter sê nie, maak nie saak hoe die dinge lyk nie. Ek weet ek het vrede in my hart. Bloot want Jesus is die lig van hierdie wêreld vir my en vir jou. En die volgende ene wat hy gesê het, hy sê ek is die deur. Hy is die deur na 'n intieme verhouding met die Vader. Wat beteken is, daar is nou versoening wat plaasgevind het. Daar was eers vyandagskap tussen ons, God, en op grond van wat Jesus gedoen het, is daar nou versoening, wat beteken ek kan in verhouding met God wees. Ek kan sy stem hoor, ek kan sy teenwoordigheid ervaar. Ek kan beleef wie hy is. Dis nie net 'n God daar ver nie. Dis nie net 'n teoretiese God nie. Dis nie net stories nie. Dit is God hier by my. God Immanuel. Volgende ene wat hy sê ek is die herder. Jou beskerming, jou versorging kom van hom af. Wat beteken dat jou baas en die salaris, yes, dit help jou, dit maak seker dat jy 'n goeie rentmeester is, dat ons hierdie goedes kan doen wat ons moet doen, maar hoor mooi, hy is nie die een wat jou herder is nie. Hierdie ekonomie en wat die ekonomie sê van jou pensioen is nie jou herder nie. Jesus bly ons herder, hy is die een wat ons versorg. Dan gaan hy aan en dan sê hy, ek is die opstanding en die lewe. Hy sê dit toe hy by Lazarus was en Lazarus is dood. Maar dis die ding. Nou skielik hoef ek en jy nie meer bang te wees vir die dood nie. Ons hoef nie bang te wees van wat daar gebeur nie. Die onseker, wanneer dit gaan gebeur en hoe dit gaan gebeur. Wat gaan gebeur van die mense wat agterbly? Nee. Jesus sê ek is die opstanding en die lewe. En dan die 6de ene is ek is die weg en die waarheid en die lewe. Hy is die weg na die Vader toe. Hy is die enigste waarheid waaraan ons vashou. En hy is die lewe vir hier en lewe vir daar.
Dis wie hy is. En so as ek en jy sê, bly in Christus, dan praat ek en jy van om die woorde wat hy vir ons gegee het. En ek praat nie net van hierdie ek is stellings nie. Ons praat van die totaliteit van Jesus se woorde en ons begin hierdie deel maak van ons lewens. Dan begin ons weet wat beteken dit om te bly in hom. Soos ek sê ek is 'n loot en hy is 'n wingerd, dan vat ek sy woorde en ek maak 'n deel vir myself. En dis wat gebeur, sy lewe vloei in my in. Die tweede ding wat hy gesê het, vloei in my en jou in, sê hy is sy liefde. Johannes 15 vers 9. Net soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. En hoe lyk hierdie? As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly. Hierdie gebooie is weer eens terug na sy woorde toe, wat ek vir julle 'n opdrag gegee het. Dis wat ek wil hê julle moet doen, dat julle die Vader moet lief hê met alles wat in jou is, dat jy mense om jou moet lief hê met alles wat in jou is. Dat ons hierdie goedes begin deel maak van ons lewe en vra vir enige ou wat hierdie beginsel in plek sit. Sê Here, ek sal doen wat U wil doen. Sal beleef wat sy liefde stort uit hulle lewe uit. Liefde vir God. Want ek weet hy is lief vir my. So die eerste een is sy woorde, die tweede een is sy liefde en die derde een is sy blydskap. Johannes 15 vers 11. Dit het ek vir julle gesê sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit wat die wêreld vir my en vir jou gaan gee, die blydskap gaan net so lank hou. Dit gaan altyd afhanklik wees aan die situasie wat om jou is. Jy is bly as jy alles kan betaal. As jy nie alles kan betaal nie, dan is jy minder bly. Jy is baie bly as SARS sê jy hoef my niks geld te gee nie. Jy is minder bly as hulle vir jou so groot rekening stuur. Maar die oomblik wanneer ek my blydskap in Jesus vind, maak nie saak wat my rekening is nie, maak nie saak wat SARS sê nie, maak nie saak wat die dokter sê nie, my blydskap bly standvastig in hom. En so as ek en jy die stelling gaan maak en ons sê ons ontvang dit wat vloei van hom af na my toe, dan praat ons van sy woorde, ons praat van sy liefde en ons praat van sy blydskap. Wat dit beteken om in hom te wees. Die derde ding waarna ons gaan kyk, dan sê hy, niks van waarde kan ons doen sonder hom nie. Jy kan baie goed doen. Jy kan baie sukses beleef in hierdie wêreld. Maar niks van waarde kom ooit sonder Jesus nie. Johannes 15 vers 5 en dan sê hy so, ek is die druiwestok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Dag wanneer ek en jy ons koppe neersit en ons stil staan voor God Almagtig, dan alles wat jy gedoen het sonder Jesus, rand weg. Niks van daai gaan saak maak nie. Maar in hom vind ek waarde. In hom doen ek dit wat waardevol is. Vierde ding is vrug is 'n teken dat ek in hom is. Soos jy wil weet of daar iemand is wat connected is in die Here, iemand wat toelaat dat sy woord my transformeer, toelaat dat sy liefde my transformeer, toelaat dat sy blydskap in my is, daai persoon, die persoon wat besef dat sonder hom kan ek niks van waarde doen nie. Die persoon wat dit doen sal outomaties vrug dra. Vrug is 'n resultaat van wat die boom is. So 'n boom wat jy plant in die regte omstandighede, sit 'n boom, soos 'n appelboom in die grond, gee hom water, gee hom alles wat hy nodig het, sy son, whatever. Die resultaat is appels. Selfs met 'n druiwepreel. Sit 'n druiwepreel in die grond, sit hom in sy regte omstandighede en dat voortgaan kom is vrug. Wat ek en jy beleef as ek en jy in Christus is vrug wat uit jou kom. Hoe definieer ons hierdie vrug? Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, selfbeheers. So begin hy af. Ek en jy begin beleef wat is die vrug van God. Die oomblik wanneer mense na jou kyk en hulle sien jy het nie geduld nie, is dit omdat jy dalk nie gekonnekt is aan die wingerdstok nie. As mense na ons kyk en ons het nie liefde in ons hart vir mense om ons nie, is dit om ons dalk nie connected is aan die wingerdstok nie. En Jesus kan partykeer hierdie goeders voortgee, maar ons almal weet, voorgee is nooit lekker nie.
Iewerste hardloop jy uit petrol uit. Iewerste kom die krake uit. Want wat is die vrug? Die vrug is die resultaat om te kan wys dat ek is connected in hom. Dan die 5de ene is ek word versorg van binne af en van buite af. Van binne af, die wingerdstok gee vir my lewe. Zoe life. Zoe, 'n oorvloedige lewe. En wat gebeur aan die buitekant? Die landbouer snoei my. Dis lekker om gesnoei te word, né? Wanneer jy ewe skielik begin agterkom dat miskien het ek nie soveel geduld nie, Here, ek is jammer. Miskien kom jy agter deur iemand wat iets vir jou sê, jou kinders maak 'n kommentaar oor, maar is mamma regtig waar lief vir Here? En dit steek met alles wat in jou is. Snoei. Wat sê Spreuke? Yster slyp yster, vriende vorm mekaar. Here sit vir jou baie keer mense om jou te vorm. Dis deel van die snoeiproses. En dan die laaste ene, nommer 6. Johannes 15 vers 8. Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. My en jou vrug, my en jou lewe verheerlik God. Mag my lewe God verheerlik. Mag dit wie ek is, hom verheerlik. En dis wat dit beteken om connected te bly aan hom. Om soos 'n klein babietjie in 'n mamma se maag te kan wees. Afhanklik van hom. So, as ons gesê het, ons het 3 boublokke vandag. Nommer 1, ons verstaan, Immanuel, God by ons. Nommer 2 is ek en jy moet begin in 'n roetine inkom, in 'n dissipline inkom, waar ek in Christus bly. Want nou Jesus ons vreugde. Vandag vier ons Pinkster. Dis waar die Heilige Gees afgekom het en wat die Heilige Gees vir my en jou kom doen het. Is want toe Jesus gesê het in Johannes 14, dan kom hy en hy sê ek stuur 'n ander een soos ek, om by julle te wees. Jesus was Immanuel, God by ons. Maar in sy menslikheid was hy op een plek, in een tyd. En as ek en jy lees deur Johannes 15, dan lees jy oor maar 2000 jaar terug was daar 'n ou gewees, wat vir 'n groep mense goed gesê het, en dit was dan. En toe kom hy en hy stuur die Heilige Gees, om Immanuel te wees. God in my. En skielik besef ek dat daai wat Jesus gesê het, is nie net in Johannes 15 nie. Dis nie meer net teoreties nie, dis nie net meer intellektueel nie. Skielik begin hierdie goeders deel word van my lewe. Skielik begin hierdie goeders my lewe verander. Hoekom? Want die Heilige Gees is in my. Dis die resultaat van dit. En dit vat ons na die derde ene, nie net ek in hom nie, maar hy in my. God in sy volheid in my. Efesiërs 3 vers 20. Mag jy ontdek hoe groot en hoe wyd hierdie liefde is in ons. En dit maak nie saak wat jy vra of dink en wonder oor om te vra nie. Dit kan God alles doen deur die krag wat in ons is. God in ons. Hier is nou soveel verse wat hierdie ding vir ons afbreek. Paulus kom op stadium in Kolossense 1. En ek wil vir julle hierdie gedeelte lees. Kolossense 1 vers 26. Hy sê die mystery wat vir eeue en geslagte verborge was, is nou aan sy heiliges bekend gemaak. Hy sê daar was iets gewees, 'n mystery. Daar was 'n geheim weggesteek vir eeue wat nou bekend gemaak word vir ons. En hier is dit. God het besluit om aan hulle dit bekend te maak hoe ryk die heerlikheid van hierdie mystery vir alle nasies is. Christus is in julle, die hoop op heerlikheid. Hier is die mystery. Christus is in my. Dis wat ek en jy moet begin agterkom, is eintlik deel van die goeie nuus. Dat hierdie einste Jesus wat in Johannes 15 met die ouens gepraat het, daai einste Jesus is nou in my. En so dan kom hy op 'n stadium in Galasiërs 2 vers 20 en hy sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Nou sê vir my, Jean, maar hoe kry ek dit reg? Dit voel nie vir my so nie.
Dan kyk hy en hy breek vir ons daai konsep af in Galasiërs 3 vers 26. Hy sê, want deur die geloof is julle almal kinders van God in Christus Jesus. Want julle wat in Christus gedoop is, het Christus soos 'n kleed aangetrek. Daar is nie nou meer 'n Jood of 'n Griek, nie meer 'n slaaf of 'n vryman, nie meer manlik of vroulik nie, want julle is almal een in Christus. Wat beteken dit om Christus soos 'n kleed aan te trek? Dit beteken Jean se identiteit verdwyn. Wie ek dink ek is, wie ek dink my posisie bepaal, nie my velkleur nie, nie my manlikheid nie, nie die feit dat ek 'n Afrikaner is nie, niks van hierdie goeters sit enigstens vir my ernstig op die radar van God nie. Wat beteken? Ek leef nie meer nie, Christus leef in my. Wat beteken? Sy woord is in my, sy liefde is in my, sy blydskap is in my. En wanneer ek met mense praat, dan praat ek oor Christus se woord, en ek praat oor sy liefde, en ek praat oor sy blydskap, want ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Nie een van ons is anderste hierso, as ons een is in Christus nie. Niks van ons maak my anders as die persoon links of regs van my nie. Een in Christus. Dan kom hy in 1 Korintiërs 6 vers 19, en hy sê, of weet julle nie dat julle liggaam, wat julle van God ontvang het, 'n tempel van die Heilige Gees in julle is nie. Wat beteken dat ek en jy, hierdie liggaam wat ons het, is net 'n huisie, 'n tempel, 'n kerkgebou, vir die volheid van God wat binne in my is. God Immanuel, God by ons. God by ons. En dan lees ek die laaste vers hier, Romeine 8. Nou wat vir my ongelooflik mooi is, en ons gaan, ek moet nou versigtig wees, ek nie al my kripnotes vir julle gee, want ek niks om te sê as ek daar kom nie. Maar Romeine 7, kom Paulus en hy worstel met alles wat aan hom is, met sonde. En hy kom op 'n stadium en hy sê, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. En dan is daar 'n klomp goeders wat ek nie wil doen nie, en hierdie goeders hou ek aan doen. Ek sit heeltyd met hierdie geworsteling, en dan in Romeine 8, kom die deurbraak. En dan begin hy in Romeine 8 praat, oor hoe ons as sondaars is. En onthou, dis wat ons begin van Romeine vir ons gedoen het. Hy het vir ons gesê, dat hierdie liggaam, dit wie ons is in sy wese dood. Jou liggaam is dood op grond van sonde. Nou kom en sê hy vir ons Romeine 8 vers 11, en sê hy, as die gees van hom, wat Jesus uit die doodheid opgewek het, in julle woon, sal hy wat Christus uit die doodheid opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Wat beteken, skielik het ek 'n nuwe identiteit. Skielik is hierdie liggaam wat konstant val in sonde, kry nou weer lewe. Hoekom? Want dit is God Immanuel, God in my. En so wat beteken hierdie dissipline vir my en vir jou? Wat beteken dit om 'n disipel te wees van Jesus? Dit beteken dat ek en jy leef met die wete dat God Immanuel, hy is by ons van die begin af, regdeur tot nou, en hy leef in jou. Ek en jy is nou die tempel wat hom huisves. En as ek glo in Jesus, as ek my hoop in hom het, dan weet jy dat hy is in jou. Glo in hom. En dan besef ek, vanuit hom uit kom daar lewe in my in. Hy is die wingerdstok, hy is die bron van, en hy sit binne in my sy woorde. Hy sit binne in my sy liefde, hy sit binne in my sy vreugde. Dis wie hy is. En dan begin ons net ontdek, eers maar hierdie einste God, so goed. Is so goed, yes. En partykeer ervaar ek snoei, en is nie lekker nie. En partykeer ervaar ek slegte nuus, en is nie lekker nie. Maar is okay, want daar's lewe binne in my. Ek en jy begin leef met die idee dat ons begin sien vrug kom uit ons lewe uit. Skielik leef ons in twee wêrelde.
Ons leef in 'n plek wat ons aanhou worstel en ons weet nie lekker hoe lyk my verhouding met die Here nie en is moeilik partykeer. Is moeilik partykeer om by die Here se hart uit te kom. Maar aan die ander kant kan ons nie meer sonde geniet soos wat jy dit altyd gedoen het nie. Dit was so lekker gewees. En nou as jy sonde gedoen het, is daar net so iets in jou wat net so eers ek weet nie meer nie. Net nie meer so lekker nie. En ons nou skielik hierdie gevoel van die Heilige Gees wat vir jou sê, Jean, nee, ek het jou te lief om jou daar te los. En skielik ontdek ek dat elke liewe dag word hierdie dissipline om myself te herinner. Here, nommer 1, ek weet wat U sê deur die woord. Wat beteken om te bly in U? En so daarom, Here, elke liewe dag wat ek opstaan, mag ek myself herinner aan hierdie woorde. Mag ek my woord oopmaak en begin lees en besef dit is U woord wat spreek oor my. Here, mag ek U liefde beleef wanneer ek met mense gaan praat. Here, mag ek dit met alles wat in my is, met mense gekonfronteer word wat ek glad nie like nie. Heilige Gees, herinner my om in daai oomblik liefde te wees. Nou vir so 'n paar weke terug is daar so 'n situasie gewees wat my in my wese omgekrap het. En ek wou alles in my net spiteful wees. As mense jou net verkeerd opvryf, dit is so lekker om spiteful te wees. En al wat ek heeltyd hoor is, Jean, ek het hulle lief, jy moet hulle lief hê. En dis taaf. Dis nie lekker nie. Maar dis wat gebeur. Solank ons bly in hom, en dan is die resultaat. Terug gaan vloei. Hoekom? Om God te verheerlik. Mag ek en jy 'n dissipline kweek om te bly in Christus. Te weet dat ek bly in hom en hy bly in my. Dis die hart van disippelskap. Kom ons sluit die oë. Here, ag wat 'n voorreg is dit wat ons het om tyd saam te kan spandeer. Het ek kan besef, Here, dat ons is so afhanklik van U om hierdie goeders te begin lewendig maak in ons harte. Here, want baie keer trap ons modder en ons sien nie hierdie goeders nie. Ons sien hierdie goeders prakties in ons lewens nie. En baie keer het ons nodig om saam met ander mense te journey om hierdie goeders reg te kan uitleef in ons hart. Here, ek bid, Here, dat ons net so afhanklik bly van U om onsself te kan herinner wat het U vir ons gesê. Here, hoe lyk hierdie goeders in ons lewe? En dat U ons lewens getransformeer het bloot want U is in my. En ek loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.